Jy was nog altyd aan die boere se kant gewees. Jy hou daarvan om plasings te deel oor goed soos lewe begin waar die teerpad eindig. Jy lag lekker as 'n boer vir 'n volstruis weghardloop of as hulle skoffel in die grondpad vir die plaas werk. Jy het nog altyd die boere se kant gevat. En nou is dit tyd om saam met hulle te kuier. Ja, baie mense het daar by die Toyota Vrystaat Stadion nou al skole rugby en Vrystaat rugby en Springbok rugby gekyk en baie mense het al bekende sangers gesien, maar min mense weet dat die Vrystaat Stadion, die Toyota Stadion eintlik gebou was vir die 29 Augustus sodat ons kan vleis eet. Dis tyd vir lamb chops en hope vleis. Jy sien elke keer as jy 'n reg Suid-Afrikaanse chop eet, as jy reg Suid-Afrikaanse skaapvleis eet, dan weet jy dis nie iets wat gemassa produseer is in 'n fabriek met chemikalieë in die klas van goed nie. Nee, dit kom iewers van 'n plaas. En elke plaas het sy unieke mengsel van bossies en gras en dit proe elkeen anders. Elke boer het sy eie bestuurstyl, elke skaapras het sy eie bou, sy eie tekstuur. Agter elke skaapchop is daar 'n boer met 'n gesin en 'n geskiedenis. Elke keer as jy skaap eet, is daar 'n storie en dis wat lamb chops so lekker maak. Jy eet nie net vleis nie, maar jy eet vleis gegeur met die storie van die vleis. Jy weet wat jy eet. Jy ontmoet die boer, jy weet wat sy gesig agter die chop. En dit maak dit spesiaal. Dis nie 'n lekker ding van lamb chops, dit is waarlik dag wat gaan oor die gesin, goeie vleis en goeie mense. Dit bring die boere na die mense toe en die mense na die boere toe. Die boer kan sien hoe geniet jy sy produk en jy kan weet wie daai produk geproduseer. Dit in 'n omgewing wat gesinsvriendelik is. Kunstenaars, 'n skaapkop eet kompetisie, 'n veiling en ja, daar gaan rugby wees vir die wat die rugby wil kyk na die tyd. 'n Gesinsdag soos min, jy moet daar wees. So doen my hierdie een guns. Deel asseblief hierdie video met vriende en familie. Enigiemand wat dit kan maak tot in Bloemfontein. En kom ons ondersteun ons boere. Kom ons daag op by lamb chops. Kom ons maak hierdie 'n ongelooflike dag. Vir jou gesin, vir die boere. Deel dit met familie, vriende, mense wat van ver af kom, laai vir ouma en oupa, laai die tannie wat die orgel speel in die kerk en kom almal 29 Augustus na lamb chops hier in Bloemfontein toe. Dit gaan nou waarlik 'n vleisfees wees. Maar die beoordelingsproses moeilik maak is ek nog nooit in my hele lewe 'n slegte skaap geproe nie. Al is jy lekkerste skaapvleis, proe hom. Lekkerste skaapvleis is die een in jou bord. So hierdie agter my is die 15de skaap wat ons nou beoordeel en dit is 'n verskriklike moeilike taak want al hierdie lammers wat ingeskryf is, moet jy onthou is daai boer se beste een. Hierdie boere het nie hulle tweede, derde, vyfde beste skape hier ingeskryf nie. Hulle het hulle beste ingeskryf. En jy kan dit werklik proe en dit maak hierdie hele oefening soveel meer uitdagend. Nou hoe dit werk is ons beproef die skape as dit nou kom by die tekstuur, die voorkoms van die skaap en dan natuurlik ook die mondgevoel, soos hulle dit so mooi stel met hierdie beoordelingstoepassing wat lamb chops van gebruik maak. En die mondgevoel op elkeen van hierdie skape is werklik iets besonders. Ek dink ek gaan dit ook nou maklik sê ek praat nou met iemand wat ook beoordeel wat sê joh, hulle gaan nou vir 'n maand nie skaap eet nie. Ek sal môre weer skaap eet mits dit hierdie gehalte is. Maar een ding wat ek weet is dat daai veiding het hulle baie goed gedoen. En die boere moet net vir die boere wat nou hierdie kyk, hou net aan doen wat julle doen ouens want al julle skape is lekker. Daar's ongelukkig met hierdie ding is daar altyd 'n wenner. Daar's nie verloorders nie, maar daar's altyd ongelukkige wenner. En dit maak dit maar 'n moeilike taak. En die eerste ding waarna ou nou kyk is die voorkoms van die skaap. Hoe lyk hy? Hoe vertoon hy daarso waar hy op die spit is? En dan is dit nou by die belangrikste deel en dit is nou waarna kan my sê tongtippie toets. As jy nou na skaap ook praat. So hier is die belangrikste deel en dit is dan hoe hy proe. Want op die ou ende van die dag, as jy hierdie skaap in die supermark kry, daar op die winkelrakke kry, gaan jy nie weet hoe hy gelyk het op die spit nie. Jy gaan nie weet hoe daai karkas in die slaghuis gelyk het nie, maar jy gaan damn well weet hoe hy geproe het. 'n Belangrike punt waarna ook gekyk word is die verspreiding van die vet. So dis ook 'n redelike belangrike punt. Dit alles kom nou natuurlik in met die voorkoms, maar ek moet sê 'n goeie bietjie vet op 'n skaap is verskriklik belangrik. En dit is ook iets waarna gekyk word. So wat ek nou met julle praat hierso, is ek nou besig om die punte in te sit en op hierdie oomblik natuurlik hierdie sagtheid, hierdie tekstuur is verskriklik belangrik. Hierso sê hulle ons moet nou
ons moet nou klaarmaak, enkele minute van nou af, nou gaan die mense hier deur beweeg en dan gaan hulle geleentheid kry om self ook hierdie spitte op die proef te stel, die skaap op die proef te stel. Maar ek wil net vir die ouens sê, as jy vanjaar nie hier by Lamb Champs is nie, maak seker jy's volgende jaar hierso, want jong, jy loop baie mis. Sien julle daar, pas jouself op, straf al buite. Dis.